Welkom by die Klipkouers Potgooi, waar ek gereeld gesels met Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Laat die wiele rol. Alicia van Deventer is die stigter van Starbust Promotions. Hulle spesialiseer in die loopbaanontwikkeling van sangers en akteurs in Suid-Afrika en behartig 'n hele paar groot name. Een van my gunsteling Afrikaanse bands, jy was fantasties. Tel hulle se kliënt, Joe Black, Adam. Ons het natuurlik baie lekker gesels oor Joshua na die reën, waar hy letterlik is 'n kaalvoet klonk by 'n huis ingestap het, is 'n nobody en hoe hulle sy loopbaan van daar af opgebou het, wat 'n baie interessante storie was vir my. En natuurlik wat baie interessant was, is, en ek gaan dit nou in Engels doen, ons het begin gesels oor die verskil van 'n publicist versus 'n publisher versus 'n bemarker. En ek moet sê, ek was nie bewus van die feit dat daar alles het vir my dieselfde geklink op 'n manier of daar's elemente wat oorvleuel, maar daar is 'n groot verskil tussen elkeen. En Alicia het 'n bietjie meer dieper gedelf op die definisie, maar meer belangrik genoem dat baie opkomende sangers byvoorbeeld nie die verskil ken van die verskillende definisies nie en in die proses die verkeerde diens inkoop met die gevolg dat daar geen resultate is nie. Alicia, vertel my 'n bietjie meer van jou vormingsjare, grootwordjare. Wat is die paadjie wat jy gevolg het tot hierso waar jy nou sit? So 15 jaar terug, ek het in die bankwese gewerk, baie ek direk na skool het ek begin werk as 'n tikster by 'n korporatiewe firma en besluit dat dit is nie wat ek vir die res van my lewe gaan doen nie. Ek gaan nie net bly tik nie. En ek het net baie hard begin werk en ek het geweet ek moet werk om boontoe te gaan. So ek het elke geleentheid wat ek gesien het probeer om te leer en boontoe te gaan. Uiteindelik het ek so in die bankwese opgeland met verskeie deure wat vir my oopgegaan het, elke keer kort 'n deur oopgegaan en myself redelik goed in die bankwese bekwam. Ek was op die stadium net voordat ek die bankwese verlaat het, ek dink ek was een van 10 mense in die bankwese op daai stadium wat ek gaan nou maar maak, was. Yes. Hulle het ons Young Executives in Action genoem, om opgeleid te word, ek was klaar met die program, Young Executives Wie was die bank? Wesbank. Wesbank, okay. Ja, om opgeleid te word vir die hoogste hoogtes in die bank. So ek het die program klaar gemaak, toe gaan ek KAK toe, en by die KAK toe loop ek in 'n ou vas en my hart was nog altyd in die musiekbedryf. My man was het gesing, hy was 'n sanger en hy het in jazz en swing tipe musiek gesing. En my familie is musikaal, ek self musikaal, ek het graad 6 in musiek, so ek het self 'n agtergrond in musiek. En by KAK toe loop ek in 'n ou vas en hy het vir my werk geoffer in die musiekbedryf. Toe gaan ek terug bank toe en ek bedank my werk en ek los alles en ek kom musiekbedryf toe. Wow. Maar natuurlik met daai formele opleiding, nee. So jy het seker, want jy het nou nie Eri-Ferry kreet, jy kom toe nou met besigheidsbrein. Ek kom toe met 'n soliede korporatiewe agtergrond en alles, jy weet, en solied in bemarking. Agtergrond, my spaartyd het ek ook by Unisa myself gekwalifiseer in bemarking. Wow. So ek het toe darm daai opleiding agter my gehad, maar ek wou vermaakbedryf toe. Want ek het altyd as 'n klein dogtertjie die huisgenoot agter gestin kyk hoe die vrouens op die rooi tapuite loop. Maar ek het nooit myself daarop gesien nie. Ek het myself altyd agter dit gesien. Maar deel wees van daai wêreld. Yes. Verstaan jy? Wow. So I always wanted to be behind it, jy weet. So ek wou altyd agter dit wees. En so daar was 'n mate vir my van ek wou daar wees. In elk geval, so ja, ek los toe alles en ek kom toe oor vermaakbedryf toe. En ek werk toe vir die persoon en 2 jaar later toe vou die besigheid. So, toe het ek nie meer werk nie en ek het nie meer 'n salaris wat vir my betaal moet word nie en ek is getroud met 'n sukkelende musikant. Oh my aarde. So, ja, dit is 'n probleem. Toe moet ek 'n besluit maak, gaan ek terug korporatief toe of gaan ek bly waar ek is? Ja. Ek was so rukkie in die unemployment ry gaan staan, my geldjies gaan haal. En wat nie baie goed is vir jou selfbeeld nie. Ek wou net sê, dis seker dit reguit afgrond toe. Ja.
en paar baie harde lesse geleer. En toe het ek besluit, ek gaan net hier bly. Ek gaan net bly waar ek is. Ek gaan 'n sukses hiervan maak. Ek het genoeg agtergrond agter my, min wetende dat ek gaan toe regtig die grond tref, regtig baie die grond tref. Want toe is daar regtig nie inkomste nie. Toe is daar regtig niks nie. Maar dit is hoe jy leer. Ek dink dit is hoe jy regtig leer in karakterbou en hard leer. Ek het speakers gedra saam met my man. Ek het vertonings gereël. Ek het gaan vir die Baanjaar Theater daai tyd 'n vereniging gaan help shows reël. Ek het gaan mense soek om vertonings by die Baanjaar Theater te kom reël, dan het ek soos R200 kommissie verdien. Ek het regtig letterlik 'n R100 kommissie op daai stadium op enige vertoning was vir my. Sure. Vanaand kos op die tafel, verstaan jy? Dit was letterlik wat ek gedoen het. Ek het enige iets moontlik gedoen om geld te maak en te kry. Op daai stadium toe het iemand my toe genader wat 'n platemaatskappy begin het en gesê dat hulle wil ek moet hulle kom help met die platemaatskappy om dit van die grond af te kry en so dankie Here daarvoor. Yes. En ek het toe vir hulle begin werk daarin weer teen 'n salaris en ek het vir hulle begin help om die platemaatskappy van die grond af te kry en daar het ek geleer hoe werk die ander kant van die platemaatskappy besigheid. So ek het die voordeel gehad van ek moes verskriklik hard sukkel om die showdeel van die besigheid van die bedryf te leer, hoe om 'n vertoning te leer, hoe verdien jy kommissies, hoe werk jy net regtig baie hard om niks te as jy niks het nie. Hoe werk hoe werk die platemaatskappy deel? So ek het regtig letterlik alles in die bedryf geleer op my eie want glo my, toe ek in die bedryf ingekom het niemand regtig tyd gehad vir my nie. Hulle het nie tyd vir jou nie. Niemand wil jou help nie. Niemand stel belang om jou te help nie. So is dit 'n bietjie 'n scarcity mindset of? Dis 'n baie elkeen stiek maar by sy eie, verstaan, dit is maar, mense maak nie regtig tyd vir jou nie. Hier en daar was eintlik twee mense wat wel tyd vir my gemaak het, Lydia Winchester en Ingrid Botha, hulle het tyd vir my gemaak en tot vandag toe is ek vriende met hulle. Maar van die ander mense het nie regtig tyd gemaak nie en die wat wel, daar was nou en dan het dit gelyk of iemand vir jou tyd maak en dan kom jy agter nee, is maar net eie agendas. Jy weet, en dis waar jy begin leer fokus op jou eie ding, hou jou oog op jou bal en doen net wat jy doen. Yes. En hou jou kringetjies klein en moenie deel word van 'n kliek nie. Kyk met wie assosieer jy en dit is daai ding. Weet, moenie doen net jou ding. In elk geval en ja, so het ek het toe vir die platemaatskappy gewerk en toe op 'n stadium het dinge maar net so gedraai dat ek uiteindelik toe nou ek het jare terug het ek Starbus Promotions, het ek 'n prentjie geteken van Starbus Promotions met 'n sterretjie en jy weet jare. Dit was die visie. Dit was die visie. Baie jare terug. Ag, seker 15 meer of dit terug. En toe op 'n stadium het dinge net so gedraai dat ek die geleentheid gehad het om Starbus Promotions toe van die grond af te kry. Seker so 8 jaar terug kon ek uiteindelik Starbus Promotions van die grond af kry en die platemaatskappy vir wie ek toe gewerk het toe vir my gesê ek kan dit van die grond af kry en gaan in my eie publisiteitsmaatskappy van die grond af kry op voorwaarde dat hulle my eerste kliënt kan wees. Yes, so wat 'n seën. Dis fantasties. Is dit nie? Ja, dit was vir my. Maar dit sê wat baie seker ook van die integriteit van die platemaatskappy. Ja, geweldig. So en so het dit toe begin. So het ek toe Starbus Promotions begin. Nog steeds baie hard gewerk in my garage. Want dit is waar ons gewerk het, want dit het nog steeds swaar gegaan met ons, gesukkel. Jy weet, want jy moet onthou, daar was 'n tyd wat ek nie werk gehad het nie. So jy, dan moet jy, maak nie saak al het jy nou weer werk nie, dan speel jy catch-up, want jy het baie verloor in die tyd wat jy nie werk gehad het nie. Vertel ons iets interessants van die industrie, asook enige huidige tendense. Ek dink interessante tendens op die oomblik in die bedryf, in die industrie, spesifiek ten opsigte van musiek, is dat kunstenaars reik baie meer enkelsnitte uit, meer as wat hulle onmiddellik albums sal uitreik, of hulle reik meer enkelsnitte uit voordat hulle 'n album uitreik. 'n Paar jaar terug sou jy nie so baie enkelsnitte in die mark gekry het as wat daar nou is nie. Nou is daar letterlik seker, ek dink radio ontvang gemiddeld 300 enkelsnitte per week.
radiostasies, maar dis internasionaal sowel as plaaslik. Fenomena. So is die hele idee is dis goedkoop om net die een te produseer in half die, ek wil sê dis 'n pilot episode, nee. So jy om die mark te toets. Ek dink dis in 'n mate dis tweeledig. Ek dink dis 'n toetsie mark. En die ander een is, kom ons skep net eers 'n bietjie meer van 'n bewusmaking voordat ons die album uitbring. Jy moet onthou daar's nie net meer 5 kunstenaars in die mark nie, daar's nou 5 miljoen kunstenaars in die mark. En al hierdie kunstenaars veg vir dieselfde consumer, as ek dit so kan noem, se geld. Ja. Almal probeer dieselfde ou daar buite se geld en aandag kry. So jy moet regtig 'n beter plan hê en 'n beter aanloop voordat jy met jou volledige produk uitkom. So dit is slimmer om eers 'n paar enkelsnitte uit te reik en 'n bietjie aandag te vestig op jou produk wat kom, voordat jy jou volledige produk daar buite kan sit. So dis die een rede hoekom ouens te doen, is raak net eers 'n bietjie meer gewoond aan my musiek en dan kom ek met my volledige album. En die ander rede is maar party ouens doen dit om maar net eers bietjie die water te toets en te kyk, hier's my enkelsnit, hou mense daarvan, hou hulle nie daarvan nie. En dit is beter om dit te doen as wat jy R150,000 op 'n album spandeer en dan werk die album nie. Gee ons 'n opsomming van die besigheidsmodel en die industrie en natuurlik hoe maak julle geld? Ons spesifieke besigheidsmodel, hoe ons werk, is dat ons het verskillende pakkette. Ons werk op verskillende projekte. So ons werk op enkelsnitte wat ons vrystel, of ons werk op vol album publisiteit, of ons hanteer net iemand se skakelwerk, iemand soos 'n skrywer of 'n akteur of 'n aktrise se skakelwerk hanteer ons, wat PR is. Ek wil vinnig jou in die rede val. Ons het jy het 'n fascinerende ding gesê voor ons begin het. Verduidelik 'n bietjie vir die klipkouers. Ek het vir jou gevra wat's 'n publicist? En toe sê jy vir my, maar publicist is nie 'n PR ou nie. Maar nou interessant, so 'n publicist is 'n skakelbeampte. Ja. En 'n PR ou is die skakelwerk. Wat 'n skakelbeampte doen. En bemarking is jy spandeer geld. Anyway, vertel die klipkouers 'n bietjie daai 3 verskille, dit is baie fascinerend geweest. Alright, so jy het 'n skakel, jy het publicity. Ek gaan net in Engels noem. Jy het publicity wat skakelwerk is. So skakelwerk is publisiteit. Ja. En jy het 'n skakelbeampte wat 'n publicist is. En daai persoon doen publisiteit en skakelwerk. Maar dis 2 verskillende goed, dis 2 werke wat 'n skakelpersoon doen. Publisiteit is om aandag te vestig op 'n produk of 'n projek of 'n persoon. So jy doen allerlei tipe van goed, soos jy sit 'n media vrystelling uit, jy reël radio-onderhoude, jy reël TV-onderhoude, jy reël printartikels, jy doen allerlei goeders om aandag op die projek of die produk of die kliënt te fokus. Dit is publisiteit reël. So dis nou Richard Branson wat met 'n tank deur die Coke blikkies in New York jaag. Ja, en dan is dit is publisiteit en dan is daar 'n artikel daaroor, of daar is hy doen 'n onderhoud en 'n radio-onderhoud daaroor. Dan het jy skakelwerk wat 'n aparte werk is wat die skakelpersoon doen. Skakelwerk is byvoorbeeld om te reël dat jou kliënt op 'n rooi tapijt verskyn by 'n gala geleentheid en hy afgeneem word. Of daar is krisisbestuur rondom jou kliënt wanneer die kliënt iets verkeerd aangejaag het en nou wil die koerante daaroor skryf en jy moet dit bestuur. Dit is skakelwerk. So skakelwerk is die publisiteitspersoon skakel met al die media en almal wat 'n invloed kan hê op die kliënt se uitkoms van sy loopbaan. So as ek dit kan ek het verstaan dan die publisiteit is jy doen iets. Ja. En dis nou jou skakelbeampte en die skakelwerk of die PR is jy gaan na iets toe. Jy gaan na iets toe. So publisiteit is jy reël radio-onderhoude, TV-onderhoude, artikels en goeders wat jou kliënt doen en PR-werk, skakelwerk is jy
jy skakel met al die mense wat 'n invloed op jou kliënt se loopbaan het. So ek vertel vir jou van my kliënt en hoe goed my kliënt is en ek reël dat my kliënt verskyn op 'n rooi tapuit sodat hy afgeneem kan word. Dan bemarking is 'n totale afsonderlike iets. Dit is nie publisiteit nie, het niks met publisiteit of met PR te doen nie. Bemarking is 'n leerproses waardeur jy die publiek leer hoekom jou kliënt se produk beter is as die volgende ou se produk wat eintlik dieselfde is as jou kliënt se produk, maar dis word altyd voorbetaal. Bemarking word altyd voorbetaal. So dit is 'n billboard langs die pad of 'n advertensie in 'n koerant of 'n tydskrif of 'n TV-advertensie of 'n radio-advertensie, dis bemarking. So dis die 3 verskillende goed en dis hoekom ek altyd vir ouens al buite sê, verstaan die verskil daartussen, want as jy op soek is na 'n skakelbeampte en jy kontak 'n bemarker, dan gaan jy advertensies koop en jy gaan nie skakelwerk kry nie. En dis hoekom baie ouens sê maar hardloop in 'n muur vas en hy verstaan nie hoekom nie, maar dis hoekom, want jy kontak 'n bemarker, jy praat met die verkeerde persoon. So dis die verskil. Dis fascinerend. Uit daai 3 uit, wat is die mees effektiefste wat jy gevind het oor die jare, of is dit maar 'n kombinasie? Wel dit hang, kyk, dis 'n gekombineerde, die 3 werk baie goed saam in 'n projek. Maar dit hang af wat die projek is en wie die kliënt is. Vir 'n kunstenaar en enige bekende is skakelwerk en publisiteit jou heel eerste opsie, want dit is onbekostigbare advertensie. Jy kan nie publisiteit koop nie. Geen kliënt kan publisiteit koop nie. 'n radio onderhoud, die waarde in publisiteit en die geloofwaardigheid wat jy uit daai radio-onderhoud kry, kan jy nie, is onbekostigbaar. 'n printartikel, 'n gedrukte artikel in 'n tydskrif, die geloofwaardigheid wat jy daar uitkry, kan nie gemeet word teen 'n gekoopte advertensie nie, want die publiek weet, wanneer hy 'n gekoopte advertensie in 'n tydskrif sien, blaai hy verby. Hy lees dit nie, want hy weet dit is gekoop. Maar die oomblik as die tydskrif geskryf het oor iemand, dis 'n onderliggende ding en die kliënt tel die tydskrif op en hy lees die artikel, dan weet hy die tydskrif het die moeite gedoen om oor hierdie persoon te skryf. Die geloofwaardigheid daaraan gekoppel is onbekostigbaar. En jy as kliënt kan nie R89,000 betaal maal 3, want dis die geloofwaardigheid maal 3 in 'n tydskrifartikel byvoorbeeld. Jy kan nie R89,000 maal 3 betaal om daai spasie in daai tydskrif te gaan koop nie. So definitief skakelwerk is onbekostigbare publisiteit wat 'n onmisbare deel is vir enige korporatiewe firma, kliënt. Jy moet daai mate van publisiteit hê. En afhangende van wat jou einddoel is, hardloop publisiteit en bemarking gewoonlik hand aan hand. Jy sal sien as 'n album byvoorbeeld vrystel, as 'n platenmaatskappy 'n album vrystel, dan sal die oploop na die kunstenaar se albumvrystelling sal altyd geloop met publisiteit. Okay. Daar sal 'n klomp publisiteit kom. Die kunstenaar sal onderhoude doen en dan as sodra die album vrygestel is, dan sal jy sien skielik is daar 'n klomp advertensies op TV. Okay. Wat die album dis bemarking, dan skop jy bemarking in. En tussendeur sal daar nog radio advertensies hardloop. En dan tussendeur dan sal die kunstenaar weer op radio onderhoude doen en TV onderhoude, dan skop jy publisiteit weer in. So dis 'n slim uitgewerkte plan van wanneer skop publisiteit in, wanneer skop jy bemarking in, en tussendeur dan word die kliënt, die kunstenaar se beeld ge-PR, dan skop jy skakelwerk in, en dan word die kliënt seker maak hy verskyn op die regte rooi tapuite en om gesien te word, dan skop al 3 van daai goed in. Waar kom 'n agent in? As ek dink nou aan 'n sportagent en hy vat 15% van, of hoe vergelyk dit? Is daar goed wat julle ook 'n persentasie van vat of nie? Is daar geen so komponent nie? Ek dink dis die ander ding wat ouens nie maak nie. Jy weet ons bied nou 'n kursus aan. Ek en Hugo Ludik en Von Gardner bied nou 'n kursus aan. Die kursus se naam is van slaggat tot kollig, né? Ja. Die 20ste Julie bied ons die kursus aan daar by Groot FM se kantore. Spesifiek oor hierdie goed, oor ouens wat nie die mark verstaan, die bedryf verstaan nie, en nie verstaan wat se terminologie nie, en wat is die verskillende ouens se rolle nie. Jy kry verskillende rolle in die mark. Jy kry 'n agent, jy kry 'n platemaatskappy, jy kry 'n bestuurder, jy kry 'n toerbestuurder, jy kry 'n publicist, skakelbeampte soos ek, jy kry 'n publisher. Niks van hierdie goed is dieselfde nie. Ek is 'n publicist, ek is 'n skakelbeampte. Ek doen niks van die ander goed nie. Ek is nie 'n agent nie, ek is nie 'n promotor nie, ek is niks van daai goed nie.
'n bestuurder, 'n manager is 'n ou wat gewoonlik kom en hy vat die kunstenaar se dagbestuur oor en hy gaan soek vir die kunstenaar 'n goeie skakelbeampte en 'n goeie publisher, 'n uitgewer wat sy musiek gaan bymekaar kry en 'n agent en 'n platemaatskappy en die bestuurder maak dan seker al hierdie mense werk vir die kunstenaar. Ten einde meer musiek verkoop. En die bestuurder kry 'n persentasie van die kunstenaar se inkomste. Daar's nie baie bestuurders in ons land nie. Dit is 'n baie groot tendens in Amerika en die res van die wêreld. Daar's nie baie bestuurders in ons land nie. Dis die koek net te klein. Ja, daar's nie die ouens, daar's nie so baie geld in ons land nie. Daar is 'n paar bestuurders in ons land, 'n paar topbestuurders in ons land wat baie goed doen en hulle het van die grootste kunstenaars by. So hulle vat 'n persentasie van die kunstenaar se inkomste. Dan en die tendens hier is ook dat die bestuurder sal ook die agentskap bedryf, die optrede agentskap. Dan het jy 'n agent wat vertonings boek. Wat die vertonings soek en die vertonings boek en ook sommer die toerbestuur doen en al daai tipe goed. En die agent kry 'n sekere persentasiekommissie, 15 of 'n 20% of 'n 25%. Ek neem aan dis nou daai appearance fee. Soos jy as jy kan nou R80,000 kry, dan kry jy nou X van. Dit is 'n agent. Vat dan 'n persentasiekommissie op die kunstenaar se optredes en so. So hoe groter jou kunstenaar is en hoe groter sy fooi is, hoe meer geld verdien jy en hoe meer geld maak jy. Dan kry jy 'n musiekuitgewer, 'n publisher. Dis 'n ou wat kyk dat jy al jou royalties kry, al jou tantieme kry, wat jy moet kry. Wat gaan seker maak dat SAMRO jou betaal. Wat gaan seker maak dat jy elke sent kry vir wanneer jy musiek op radio speel en vir wanneer jy dis 'n ou wat letterlik gaan sê dis 'n musiekuitgewer, dis 'n publisher. Baie mense verwar 'n publisher en 'n publicist met mekaar. Ek sien. Verstaan nie daai verskil nie. Dan kry jy 'n platemaatskappy. 'n Platemaatskappy teken 'n kunstenaar, neem vir hom 'n album op. En nou moet hy seker en dan gaan 'n platemaatskappy gaan en kry 'n publicist en 'n die. Ek sien, want hy moet nou daai ROI kry. Ja, presies. En dit is die verskillende rolle in die bedryf. So daar's 'n verskriklike klomp rolle in die bedryf en wat mense ook nie altyd verstaan nie. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. In 2007 het ek Tim Ferriss se 4-Hour Workweek gelees wat 'n groot impak gemaak het op my besigheidsuitkyk of filosofie. Onder andere, jy weet, outsourcing wat nog steeds 'n baie belangrike ding vir my is en baie van die komponente en funksies in my besighede is geoutsource. Maar daar was een betrokke artikel wat hy beklemtoon het en dit was het gegaan oor 1,000 true fans. En wat die artikel basies sê is dat, weet, en hy is in 2008 geskryf, is dat, jy weet, jy het nie, veral nie as jy 'n kunstenaar is, of jy weet, jy's 'n fotograaf, jy weet, byvoorbeeld, maar jy het nie miljoene aanhangers nodig, of, soos hy sê, daai record label, om 'n sukses te maak nie. En wat hulle daai tyd als, ons praat nou van 11 jaar gelede, het die hele onderwerp van crowdsourcing of skare befondsing is dit beklemtoon en hoe jy met 1,000, soos hulle sê, true fans is ouens wat elke jaar, maak nie saak wat jy uitbring, hulle gaan dit koop, nuwe CD, 'n T-shirt, 'n onderbroek, die ouens gaan dit koop. So dis nie jou gemiddelde fan nie, maar wat baie krities was, is twee goed wat beklemtoon is nommer 1 is weer eens die nis of niche, dis 'n niche mark, dis niche fans, en nommer 2 is natuurlik die feit dat jy direk met hierdie fans kommunikeer of daai interaksie het. En wat ek daarby bedoel is letterlik 'n goeie voorbeeld ook, daar's 'n Britse sanger wat hy maak al sy geld op YouTube. Hy het nog nooit 'n record label gehad nie, maar die ding is daai interaction is real. In ander woorde is daai true fan 'n vraag vra, 'n comment laai, hy kommunikeer met hierdie ouens. En natuurlik ook as jy met 1,000 ouens, en onthou dis nou gemiddeld werk, dan raak dit makliker om direk te kommunikeer as wat jy weet, net shows doen op stage. Nou wat natuurlik vir my interessant was daarvan, as jy gaan kyk hoe die gemiddelde Suid-Afrikaanse of Afrikaanse kunstenaars nog steeds, jy weet, die ouens, ek dink die live shows is waar hulle nog steeds die meeste geld maak, is nie soseer album verkope nie, dis optrede. Nou dit is waar jy, wil ek sê, dis waar jy tyd verkoop. In ander woorde, jy kan net soveel optredes
doen in 'n maand, jy moet elke Saterdag moet jy ergens in die land wees. So dis nie 'n baie sustainable of 'n scalable besigheidsmodel nie. Natuurlik as ouens wat baie goed geld maak in die proses, en ek dink ons het al gesien ook hoe baie Afrikaanse akteurs of sangers, ek sien hulle dan is hulle akteur, dan is hulle aanbieder, jong, daar's niks wat ons nie doen nie, maar natuurlik dit is om die pot aan die kook te hou. Maar 'n praktiese Afrikaanse voorbeeld vir my was in Maart 2017, toe Fokhof Polisiekar 'n crowdsourcing of 'n crowdfunding of die pragtige Afrikaanse skare befondsingsveldtog geloods het, en hoe hulle basies R500,000 benodig het om van die true fans, wat interessant was vir my, om hulle album te produseer, te bemark en musiekvideo's te maak. En hoe hulle in die proses in 9 dae R500,000 ingesamel het. En natuurlik ook van daai CD's en albums is gepresell, wat ook natuurlik baie kreatief en 'n kragtig bemarkingstoel was om dit vooruit te verkoop of te presell. Maar wat meer interessant was, is dat daai pre-sales van hulle album, op daai stadium het hulle iets so R60,000, R61,000 se albumverkope gehad. Aan die ander wyse, die true fans was nie eers gefokus op die album nie. Hulle wou net hierdie ouens ondersteun. En ek het nou vandag 'n bietjie gekyk, dit is nou natuurlik 2 jaar later, maar hulle het eventueel meer as R1 miljoen ingesamel. Ek dink dit is 'n fantastiese voorbeeld van die krag van 1,000 true fans, en terloops, daai miljoen, die mense wat bygedra het, was net so oor die 1000. So dit was vir my verskriklik interessant, die korrelasie tussen hierdie white paper wat geskryf is in 2008 en hoe Fokhof Polisiekar dit eerstehands suksesvol toegepas het. En ek is verbaas, ons sien nie meer van dit, maar ek wil beklemtoon, dit is nis, en daai interaksie met die true fan is baie belangrik. Gee ons 'n kort SWOT-analise van die besigheid. Ons werk, nommer 1, ons werk baie hard. Ons het 'n sterk span, en ons het 'n goeie span, en ek dink ons het almal dieselfde visie en missie. Dis 'n baie sterk punt wat ons het, en dis vir ons belangrik ons wil almal sien dat ons kliënte dit maak en gelukkig is en so. En dan dink ek ons het 'n goeie naam in die bedryf. Ons het baie hard gewerk om 'n goeie naam in die bedryf te hê. Ons werk letterlik baie nagte deur om ons naam te behou en als. En ek persoonlik leer altyd vir mense, as jy by 'n skakelbeampte of 'n PR-huis wil teken, moet jy 'n reference check doen. Jy moet rondbel. Jy moet seker maak dat jy regtig by hulle wil teken. Wat voel jy kan julle beter doen? Ek dink ons kan ek dink ons kan verseker meer by ons media kliënte uitkom. Wat is die risiko's wat in die industrie heiliglik 'n groot risiko vir ons is die feit dat ons wel definitief 'n risiko loop om werk te doen sonder om betaling te ontvang iewers af in die lyn. Ek het nog nooit in die afgelope klomp jare het ek nog nooit regtig 'n probleem gehad met dit nie, maar hierdie jaar was vir my 'n moeilike jaar. Ja, hierdie jaar het ek dit was dit vir my vreemd. Waar kliënte gekom het en net of dit het met hulle moeilik gegaan en hulle kon my net nie betaal nie. Maar hulle praat hulle ten minste proaktief daaroor is. Die kliënte wat daaroor kom praat en sê jammer, skus, ek het moeilikheid, ek kan nie, en dan probeer ons help en verstaan. Ja. En jy die kliënte wat net van die aardbol af hulle verdwyn net, verstaan, en jy die kliënte wat jy net ignoreer. Hulle ignoreer jou net eenvoudig, maak nie saak hoeveel keer jy vra nie. So dit is 'n risiko vir ons, 'n definitiewe risiko is die feit dat ja, want publisiteit werk vooruit. So jy doen die werk en hulle benefit, hulle kry die voordeel daaruit. En nou is daar teen die tyd wat hulle jou moet betaal, dan betaal hulle jou nie. So hulle het al die voordeel gekry en jy kry nie jou geld nie. En in sekere gevalle kan 'n mens verstaan wanneer 'n ou 'n bietjie sukkel, in ander gevalle dan word jy net boos wanneer iemand die geld het en hulle betaal jou nie. Jy weet so daar's daai risiko. Ja, is 'n persoonlike ding. So ons het daai risiko wat maar 'n probleem is, maar dan jy weet, soos my skoonsussie nou eendag vir my gesê het, dan bid jy dat die Here daai ouens met wie dit swaar gaan seën,
Want as dit met hulle goed gaan, dan gaan hulle geld nie om vir jou te kom betaal. So dit is daai ding. Maar so daai is vir ons 'n risiko en die ander risiko is dat daar is ook maar gereeld elke tweede ou doen mos nou deesdae publisiteit en bemarking. Elke tweede. Dis sosiale media bemarkers. Elke weleers het nou dag gesê as jy vir iemand vra wat doen dan sê hulle I'm in marketing. So elke tweede ou doen publisiteit en bemarking en hulle pop op oralster. En omdat ons in die opkomende kunstenaars en mense baie oningelig is, val hulle in allerlei slaggate. Dis juist hoekom ons daai kursus aanbied van slaggat tot kollig. Val hulle in allerlei slaggate. So hulle dink enige ou wat homself as 'n publisiteitspersoon of 'n bemark uitgee is nou maar okay. So en dan kom daar allerlei Jan Rappe en maats uit wat nou so 'n bietjie van ons besigheid steel. En dan leer die kliënt nou nog op 'n harde manier. So Ja, niemand dan wen hulle nie. skade aan en dan vat hulle daai ou se geld en dan kom daai ou dan nou uiteindelik by ons aan en sê ja, hy het nou al sy geld daar spandeer en nou wil hy by ons wees en nou het hy nou nie meer geld nie. Wat is die proses wat julle oor die jare volg met, ek onthou toe ek jou die eerste keer ontmoet het, toe jy vir die baie, jy het genoem vir Joshua en Reen wat daar ingestap het met boshare en plakkies, jy weet, was niemand gewees nie. Vat hom as 'n voorbeeld, wat is die proses wat julle normaalweg volg, van nobody tot top kunstenaar? Ek gaan nou nie om my geheim hier weggee nie, nee, want dan sit daar iemand dalk aan die ander kant met 'n pen en 'n papier en skryf. Net wat jy gemaak het. Kyk, elke liewe ou is uniek, né? Elke projek is uniek. So elke projek word absoluut individueel benader. Daar's nie 'n one size fits all. Nee, daar is nie, maar daar is 'n tipe van 'n model wat ek dink 'n model is vir enige kunstenaar wat 'n basiese model is. Ek wil sê die basis, as jy dit nie doen nie, is jy in die moeilikheid. So jy begin by die einde. Jy vat die projek, daarin gekom en dit was wie hy was en wat ek al jy besef ook dat hierdie is die kunstenaar en dit is wie hy is en dit is wat jy gaan bemark, want jy gaan nie aan hom verander nie. Dis die prentjie, dis sy musiek, dis hoe dit klink en jy gaan dit vat. So jy begin by die einde en jy sê wat is die objektief? Wat is die eindresultaat wat ons wil hê? Die eindresultaat is ons trek 'n plan op oor 12 maande. Ons gaan 12 maande op hierdie projek werk. En die eindresultaat is dat ons wil hê almal in die land moet weet wie hy is. En almal in die land moet in 12 maande van nou af sy musiek gehoor het, of ten minste 80% van die land, en dis ons objektief. En sy album moet uitwees en mense moet van hom hoor en dit moet 'n household name wees. En dan so jy beplan your objective. So dis wat julle hier doen is daai klassieke reverse engineering. Absolutely. En dan sê jy kom ons beplan vooruit. Hoe gaan ons dit doen? Wat het ons nodig om daarby uit te kom? Hoe gaan ons daarby kom? Reg, ons gaan enkelsnitte vrystel. Hoe gaan ons dit vrystel? Wat gaan ons vrystel? Wanneer gaan ons dit vrystel? Gaan ons 'n musiekvideo vrystel? Hoe gaan die musiekvideo lyk? Waar gaan dit vrystel? Hoe gaan ons die enkelsnit vrystel? Gaan ons dit miskien vrystel deur 'n spesifieke kanaal? Gaan ons groot ophef maak? Gaan ons dit so doen? Gaan ons dit, jy weet, so jy beplan, you do your forecasting. Wat gaan ons beïnvloed? Wie gaan waar in Joshua se geval was sy klank nie. Sy klank was nie, en radio het nie onmiddellik daaraan gevat nie, want dit was 'n nuwe klank, en ons moes langer uithou, en weer probeer, want radio wou nie onmiddellik daaraan vat nie. Jy het geglo daarin. Is dit een van daai wat jy sê, hier's kwaliteit, hier's lig op die horison was die liedjie. Yes. Dit was dit, maar dit was 'n nuwe klank en dit was 'n vreemde klank. So dit moes net 'n bietjie gedruk word. En mense moes net 'n bietjie gewoond raak daaraan. So dis jou vooruitbeplanning. En dan begin jou beplanning. Dan begin jy jou goed bymekaar sit. Wat het jy nodig om so jy doen daai hele beplanning. En dan begin jou
coordinating. Dis daai hele ding. En dan begin jy al jou goedjies agter mekaar sit. Wie gaan hierdie rol speel? Wie gaan daai rol speel? Hoe gaan die kunswerke lyk? Hoe gaan al se lyk? En dan letterlik kom jy op die punt waar jy die eerste enkelsnit vrystel. En dan werk hy of hy werk nie, of hy vat lank, soos wat Joshua Reensen gevat het. Maar terselfdertyd moet jy jou absolute passie behou, soos in sy geval, is dat ek het geweet dat hierdie gaan gebeur. My hart het geweet, hierdie gaan gebeur. Maak nie saak wat nie. So met hom was dit die geval van, ons het uitgegaan radio toe, en met hom het die skakelwerk het onmiddellik begin gebeur. Onmiddellik vir mense begin vertel. Hierdie, kyk hierna, luister hierna, kyk wat het ons. So 'n rukkie in sy projek het kyk net opgetel op sy liedjie lig op die horison, en hulle het dit in hulle kyk net campaign begin gebruik op TV, en toe skielik toe begin die liedjie vat, en al wat 'n radio is begin hom vat. En toe sy liedjie byvoorbeeld, dus ek sê elke campaign verskil. Toe lig op die horison tref uiteindelik 4-5 maande in die campaign in. Waar ons gewoonlik wil jy enkelsnit in maand 1 al begin. O, jemmel, so julle het 5 keer langer. Jo. Toe dit want ons geweet is die liedjie. 4-5 maande in die projek, en toe hy tref, toe kan ons nie 'n volgende enkelsnit van sy album af vrystel vir die volgende jaar nie. Toe kan ons nie, want toe is die liedjie te groot. Jo, so hy domineer. Toe hy tref, toe domineer hy. Toe domineer hy. Toe is dit net lig op die horison. Yes. So die proses is dit, en dan, kyk, as dit gebeur, dan hardloop jy. Ja. Dan hardloop jy. Kyk, het reën pap, nee. Nee, dan hardloop jy met daai kunstenaar. So in daai proses is dit 'n kwessie van, dan maak jy seker dat jy hom op elke TV-program, elke artikel, elke tydskrif, elke radio, soveel moontlik radio-onderhoude, tydskrif-artikels, want dan het die deur oopgegaan. En dit was so, hy het by die Gumas opgetree, hy het die, want ons het letterlik gesien, ek het geweet dit gaan gebeur, en jy maak reg daarvoor. En die oomblik as dit gebeur, dan begin jy seker maak. Jy begin seker maak dat hy oral is, en dat hy oral gesien word, en dat hy op elke liewe plek moontlik is. En dan kom jy by jou objektief uit. En dit was binne 12 maande, was hy daar. So met 'n ander projek gebeur dit moontlik nie, maar dit is die basiese raamwerk. As jy begin op die einde, en in daai hele proses doen jy dieselfde wat jy nou met my gedoen het, is wat, om seker te maak, wat is die kunstenaar se strengths, weaknesses, opportunities and threats, om seker te maak waar hy positioneer is en alles. Kyk, die een belangrike ding is teen die tyd wat 'n kunstenaar by ons aankom, moet hy darm al weet wie hy is. Dis die belangrikste ding, is dat hy moet nie nog identiteit soek nie. Hy moet nie nog soek wie hy is, en wat is sy genre, en wat is sy brand, en wat is hy, en wie, en wat ook al, en so nie. Hy moet weet wie hy is. En ek sê altyd ook vir mense, as jy in hierdie bedryf wil oorleef, moet jy weet wie hy is. Want anders gaat hy vir jou op eet en uitspoeg. Dis nie 'n bedryf hier vir sissies nie. Jy moet weet wie jy is, en jy moet weet waartoe jy op pad is. Jy moet weet wat is jou genre, wat is jou mark, waartoe wil jy gaan, wat maak jou uniek, wat is dit, wie is jou audience, waartoe wil jy gaan. In die tyd wat jy by 'n publisiteitspersoon aankom, moet jy weet wat dit is wat jy wil hê die publisiteitspersoon moet buite sit. Jy kan nie by die publisiteitspersoon aankom, en die publisiteit moet help om jou self te gaan soek. Om jou teiken te identifiseer. Nee, want ons kry mense wat kom en glad nie weet wie hulle is nie. Wat is die belangrikste 3 besigheidslesse tot dusver? Nommer 1, absoluut vertrou op God in besigheid. Dit is vir my persoonlik is dit 'n werklike besigheidsles. Dat daar was tye wat ek gedink het ek kan alles self doen, en jy kan nie. Jy kan nie. Jy moet absoluut daar vertrou. Nommer 2, wees eerlik in alles wat jy doen. Wees absoluut eerlik in alles wat jy doen. Moenie eers dink om daai vinnige shortcut te vat nie. Wees oop en eerlik in elke ding wat jy doen. En integriteit. Hê integriteit in alles. En as jy iets gesê het, jy weet, hou daarby. Moenie, jy weet, etiek, besigheidsetiek.
dis die belangrikste goed vir my is. Alicia, is heerlik gewees om jou te Dis hy. gesels. Hoe kan die Klipkouers met jou kontak maak? Hulle kan vir my e-pos stuur. Ek gaan dit sommer maklik maak. info@starburstmusic.co.za of hulle kan ons webtuiste besoek. starburstmusic.co.za. Baie dankie. Baie dankie vir jou. Waardeer dit baie. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.